Jy het ook geskryf oor gesondheid en hoe dit beter is om voorkoming te doen eerder as genesing. Ja, so ek was laasweek het NHP 'n media geleentheid aangebied, waar hulle 'n bietjie met ons gesels het oor voorkomende gesondheidsorg. Okay. So wat hulle verduidelik het is dat dit is iets wat baie meer op die lippe is op die oomblik, is voorkomende gesondheidsorg, as gevolg van die vinnige ontwikkeling en verspreiding van kroniese siektes. So iets wat ek nie geweet het nie, is dat 43% van sterftes in Namibië is as gevolg van kroniese siektes. Okay. Nou dis 'n ongelooflike hoeveelheid en as 'n mens ons populasie gevat, ons het nie 'n vreeslike groot bevolking en populasie nie, so dit is 'n enorme hoeveelheid mense wat elke jaar aan kroniese siektes ongelukkig doodgaan. En toe met NHP net so 'n bietjie gepraat oor hoe vroeër jy dit optel, hoe beter is dit vir jou en hoe groter is jou kans van genesing. Behandeling is minder intensief, byvoorbeeld as jy dit vroeër optel. As jy kyk na 'n siekte soos byvoorbeeld kanker, en die voormalige redakteur van die Namibian het met ons kom gesels daai dag, hy het prostaatkanker gehad. Tangeni Amapadi. Yes, Tangeni het prostaatkanker gehad en hy het toe so 'n bietjie met ons kom gesels en hy sê toe vir ons dat as hy dit nie so vroeg opgetel het soos wat hy het nie, dan was hy seker dood gewees vandag. So die fokus daarvan is half net om vir mense te sê, gaan doen gereeld jou medical check-ups, jou routine medical check-ups, en dan is daar 'n proses wat hulle sifting noem, waar hulle gebruik hierdie routine check-ups en hierdie goed wat jy nie dink is so belangrik nie, om daai merkers en goed uit te lig, want iets waarop Tangeni ook baie gehamer het, waar hy baie gepraat het, is die feit dat hy het kankermerkers gehad, maar sy kankerselle was nie aktief nie. So hulle het die hele tyd vir hom gesê, kom terug oor 2 jaar, kom terug oor 2 jaar, en toe het hy op 'n stadium begin voel, dinge is nie lekker nie, en daai merkers het toe 'n aktiewe kankerselle ontwikkel. Gelukkig is dit vroeg genoeg gevang, maar daar is baie gevalle, veral as jy kyk na kanker soos borskanker, prostaatkanker en testikulêre kanker, waar dit net te laat gevang word. So dit is hoekom die titel van die storie is voorkoming is beter as genesing, want in hierdie geval is dit regtig so, dat hoe vroeër jy dit optel, hoe makliker is jou behandeling, en net om mense te motiveer om daai routine check-ups nie net onder die mat in te vee, want jy wil nie nou dokter toe gaan nie, en die mediese fonds, soos ek kan verstaan, dit knyp partykeer, mens kan nie altyd dokter toe gaan wanneer jy wil nie, maar dan moet jy dit ook opweeg in die sin van, vang jy dit nou, en jou behandeling is aansienlik eenvoudiger en goedkoper, of vang jy dit te laat, en jou behandeling verdriedubbel in elk geval in prys, byvoorbeeld. Ek verstaan wat jy sê, in my kop is dit reg, maar ek weet, ek hou nie daarvan om dokter toe te gaan nie, so. Ja, ek het ook 'n ewige vrees vir naalde, dit is die probleem, so ek skiep ook partykeer my routine check-ups, maar ek dink nadat ons nou van Tangeni gehoor het, en nadat NHP met ons gesels het, sal ek ophou om dit te doen, want 'n mens weet regtig nooit nie, en kanker en nie net kanker nie, goed soos kanker en HIV, vigs en selfs diabetes, is goed wat jy nie noodwendig gaan dink, jy het nie, maar eet jy nou daai een chocolate te veel en diabetes kom vang vir jou. So ja, dit is maar net van baie belangrik van NHP se kant af ook, en dan natuurlik van my kant af, om net mense aan te hits, om eerder vroeër te gaan, jou check-ups by te woon, deel te raak van die siftingsproses, sodat jy nie later met hierdie ongelooflike mediese onkoste en ongelooflike ongemaklike behandeling sit nie.